Na die woord van die Here toe en ons lees vanoggend 'n bekende gedeelte en dit is Efesiërs 4. Efesiërs 4 vanaf vers 1 gaan ons saam lees. Die opskrif, die eenheid van die geloof. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluwheid, om lustiglik tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning, wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En ons lees vanoggend net so ver vanuit die woord van die Here. Ek het so ruk terug gepreek oor die eerste klompie verse, oor die waardige roeping, maar ons fokus dan vanoggend val meer hier van vers 12 af, tot daar by vers 16. Maar voordat ons by dit kom, om ons buig die hoofde, dan bid ek net eers vir ons saam as gemeente. Wonderlike Here, ons maak U naam groot. U is die koning der konings, U is die Heer der Here, en ons wil U naam vanoggend verhoog, omdat U ons God is. Omdat U steeds die hoof van hierdie gemeente is, omdat U die een is wat ons voed, wat ons opbou, wat ons gemeente in stand hou. En Here, is daar soveel wat ons vir U voor kan dankie sê in ons gemeente. Ons dankie Here vir elke aspek wat U in voorsien, ook vanoggend Here. U het vir ons 'n woord gegee om te oordink, 'n woord om toe te pas in ons lewens, 'n woord om 'n dader te wees in 'n gemeente. En ons dankie so ook vir hierdie gemeente, en ons bid Here dat U sal voorsien in elkeen van ons behoeftes. U het gehoor, Here, die behoefte wat die kerkraad uitgespreek het vir 'n pastorie van ons eie, Here. U weet wat met die finansies aangaan, U weet wat in ons boufonds aangaan. Here, dis U gemeente, en bring ons hierdie behoeftes na U toe en bid, dat U in elkeen van hulle sal voorsien, en dat U in elke aspek ook leiding sal gee, Here.
En so bid ons ook, Here, dat ons as gemeente U waarheid sal uitstraal na buite, dat ons die sout van die aarde, die lig van die wêreld sal wees. En bid ons saam met dit, Here, vir die redding van verlore siele. Hier in ons eie dorp, in ons gemeenskap, die omliggende dorpe, Here, dat U siele uit genade sal red, en dat mense U sal aanroep, sal soek, en dat hulle U sal vind. Ons bid ook so vir die ander kerke in ons dorp, Here, elke ander gemeente, en ons bid vir daardie predikante, Here, dat die woord in waarheid sal uitgaan. Ons bid dat hulle fokus nie sal wees op die wêreldse dinge en op die fisiese opbouing nie, Here, maar dat hulle fokus ook op die geestelike sal wees, en dat die evangelie sal uitgaan. Dat U woord in suiwerheid sal uitgaan, en dat U mense se lewens sal verander. Dankie, Here, dat ons dit kan bid vir ons dorp, maar ook hier vir ons wat by mekaar is, Here. Ons sê dankie dat ons vir ons gemeente hier kan bid, elke persoon, Here, ook met die uitdagings wat hulle beleef. Ons weet elkeen stap sy eie pad en het sy eie uitdagings, maar bid ons, Here, dat ons U ons toevlug sal maak in elke situasie, elke uitdaging, dat ons oë op U sal wees. Want U is en U bly die een wat uithelp, wat voorsien, wat bystaan, wat ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Daarom sê ons dankie, Here. Ons bid ook vir hierdie mense op die gebedslys, die wat siek is, Here, en ek dink ook so wat ons vanoggend gehoor het, oom Henry se suster, wat hulle dogter aan die dood afgestaan het, Here, dat U met daardie gesin sal wees, dat hulle ook hulle toevlug, hulle troos in U sal vind. En ook so die wat siek is, Here, ons dankie vir die feit dat ons hulle na U voete toe kan bring. Ons dink aan oom Hannes en tannie Lily en ook ander wat siek is, en ons dankie ook vir oom Laurens, Here, dat ons op die gebedslys gehad het en wat sê dit het goed afgeloop, dat ons vir U die dank daarvoor kan gee. En so bring ons vanoggend al hierdie verskillende dinge na U toe, Here, die gemeentes wat ons genoem het waarvoor ons bid, Malmesbury, Appington, die Logos Gereformeerde Kerk in Langwil en dan ook daardie EG Kerk in Vredenburg. Ons bring hulle almal na U toe en ons bid, Here, dat U sal werk, dat U sal leiding neem, dat U sal voortou neem, en dat U daardie gemeentes kragtig sal gebruik. Here, baie dankie dat ons vir dit alles kan kom bid, maar nou ook, Here, vir die woord wat ons gaan hoor, dat U vir ons bereid sal maak om te doen wat U van ons vra. Here, dat ons nie sal sê, maar dis te veel, of ons kan nie, of verskoning sal hê nie, maar dat ons sal sê, ja, Here, ons sal doen wat U van ons verwag. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons teks van oordenking vanoggend hier vanuit Efesiërs 4 vers 12 sê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En praat ons dan oor die gedagte ons werk as gemeente. Nou as ons uit daai woord vat werk en ons dink aan wanneer 'n mens by 'n nuwe werk begin, dan is die eerste ding wat hulle doen is hulle gee mos vir 'n mens 'n kontrak of 'n diensooreenkoms. En die kontrak sê dan gewoonlik vir jou wat jou loon is, wat jou salaris is, wat jy betaal word, wat jou voordele is, of jy nou medies kry of al hierdie dinge. So dit gee vir jou daai kant wat jy alles ontvang, maar dan die ander kant sê 'n diensooreenkoms vir ons presies wat die werk is wat gedoen moet word. Dit gee 'n klomp sulke inligting, maar die belangrikste ding van so diensooreenkoms is wat van die werker verwag word, wat die take is wat jy gaan moet verrig, en dit gee vir 'n mens duidelikheid. Nou hoekom vertel ek dit vir u? Want dis wat Efesiërs 4 vir kinders van die Here, vir gemeentes is. Dis 'n diensooreenkoms vir kinders van die Here. En dit begin ook met dit wat jy ontvang. Dit begin met die voordele wat natuurlik reeds betaal is. Efesiërs 4 vers 7 tot 11 wat begin met maar aan elkeen van ons is die genade gegee. So hy sê julle het ontvang, hier is julle loon tot die mate van die gawe van Christus. En dan praat hy van hy wat opgevaar het, hy wat neergedaal het. Hy sê die prys is betaal deur die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus. So die loon is daar. So ons dink Paulus begin Efesiërs met julle is geseën met al die geestelike seëninge in die hemele in Christus. So die loon is klaar daar.
Maar nou van vers 12 af, nou verander dit in die diensooreenkoms. Wat word van kinders van die Here verwag, hierso spesifiek binne in 'n gemeente? So dis waar ons tema vanoggend vandaan kom, ons werk as gemeente. Want die gedeelte gaan oor wat kinders van die Here vir hom moet doen. Nou as ons net vir 'n oomblik dink aan waar begin Paulus? Wat hierdie loon is, hoe groot die loon vir hierdie werk is, wat die Here Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Ons het nou met Paasnaweek en ek glo en ek vertrou, dis 'n blywende gedagte, die kruisdood wat hy vir ons moes sterf, die skuld wat gedra is, sodat ons kan lewe. Hierso wat ons gelees het, hy moes neerdal in die onderste dele van die aarde, en hierdie verse, vers 9, 10 en 11, staan ook bekend as die oorwinningstog. So hy het ook oorwin, hy het opgestaan uit die dood, hy het oorwinning gegee, sodat elke kind van die Here in vrede met God kan leef. In 'n lewe van oorwinning, omdat Jesus dit gedoen het. Efesiërs 3, nou ervaar ons die liefde van Christus. Ons het hierdie liefde ontvang, ons het dit leer ken. En nou skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Hy het hierdie groot werk gedoen, hierdie liefde bewys, vir sy gemeente, vir sy kinders, vir die wat gered word. Hoekom sal hulle nie iets vir hom wil doen nie? Nou heel interessant, nou het ek die boodskap natuurlik voorberei en geskryf, en vanoggend toe ek nou hier met my katekisasieklas besig, en ek lees vir hulle die volgende woorde, wat ek nou nie opgelet het tot vanoggend nie. Hier staan, meelewing kan nie deur 'n klomp voorskrifte op 'n lidmaat afgedwing word nie, omdat dit slegs die liefde van Christus is, wat ons kan motiveer om by 'n gemeente betrokke te wees. So weer eens net, die liefde van Christus. Dan, met dit nou in gedagte, fokus ons op wat is die gemeente se gedeelte? Wat word van die gemeente verwag? En dit is nou Efesiërs 4, vers 12 tot 16. Wat word vandag van ons verwag? Nou, het begin by vers 12 met, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. So die primêre taak, wat hy nou sê, van die herders en leraars, is om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Kom ons ontleed net gou die vers, net om duidelikheid daaroor te kry. Nou, die heiliges wat van gepraat word, hy sê die heiliges toe te rus. Die heiliges is die kinders van die Here. Efesiërs 1 vers 1 maak Paulus dit klaar vas. Hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus. So dis wie dit is, kinders van die Here. Nou sê hy, kinders van die Here moet toegerus word. En hierdie toerusting praat van iets herstel, dit regmaak, dit heel maak. Die Engels, net vir 'n bietjie duidelikheid, sê, for the perfecting of the saints. So in hierdie konteks, om kinders van die Here te help, om hulle lewens meer en meer in te rig tot gehoorsaamheid aan God. Om hulle lewens meer en meer in te rig, om soos Jesus te wees in hierdie groeiproses. En dan sê hy verder, vir hulle dienswerk. Wat is hulle dienswerk? Wat is dit wat die kinders van die Here, die gemeente, vir hom moet doen? Nou dit begin altyd by iets wat Paulus nie spesifiek in hierdie gedeelte noem nie, hy raak dit aan, maar hy noem dit nie, maar ek gaan nou vir u sê, hoekom is dit so? Die eerste taak, werk van kinders van die Here is, die uitdra van die evangelie. Nou die rede hoekom Paulus dit hier nie so pertinent noem nie, maar op ander plekke noem is, hy fokus hier op binne gemeentelik. Wat is ons taak hierso, in die gemeente? Ons taak is en bly altyd eerst om die evangelie uit te dra. Dit is duidelik vanuit die woord van God, 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Klink die vers vir u bekend?
Dis ons vers vir die verootmoedigingsreeks gewees wat ons heeltyd hanteer het. Maar hy sê, bedienaars van die verborgenhede van God. En nou het ons hierdie vers ons met ons verootmoedigingsreeks mooi deurgegaan, gesê wat dit beteken, en die verborgenhede van God is die evangelie. Ons is bedienaars, rentmeesters, daai woord oikonomos, van die evangelie van Christus, dit moet uitgedra word. Maar dan, Efesiërs 4, ons weet dit, Paulus weet dit, die gemeente weet dit, die evangelie is nommer 1, maar dan, binne in die gemeente, Efesiërs 4, vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Met ander woorde, dit wat kinders van die Here binne in 'n gemeente doen, bevorder die groei van die gemeente. Dit bevorder die krag van die gemeente. Dit bevorder die uitgaan vir die evangelie. So die werk wat ons hier doen is direk gekoppel aan die opbouing van die liggaam en aan die evangelie. So nou weet ons vanuit die woord. Die liggaam van Christus is die gemeente, en die werk wat elke lid hier doen, beteken die gemeente groei. So as 'n gemeente nie groei nie, beteken dit daar's fout met die lede. As 'n gemeente groei, dan beteken dit die lede is reg. En dit is ons diensooreenkoms. Wat verwag die Here van ons? Wat is die werk wat ons hier moet doen, sodat die gemeente kan groei? Wat is ons verantwoordelikheid? En ek noem dit nou maar net 'n diensooreenkoms, omdat Paulus dit so mooi uiteensit. En ek hou dit vir u voor vanoggend. En dit is so belangrik vir ons as kinders van die Here om te weet. Want in hierdie diensooreenkoms, in hierdie gedeelte, het ek nou reeds vir u gesê, ons werk is direk gekoppel aan die groei van ons gemeente. Dis direk gekoppel aan die opbouing van die liggaam. As ons werk, groei die gemeente. As ons nie ons verantwoordelike nakom nie, dan krimp die gemeente. Daarom is dit so belangrik. So wat is ons vraag vanoggend? Ons vra, Here, wat is ons dienswerk? Wat verwag u van ons? Wat moet ons doen, weer eens binne in die gemeente, want dit is Efesiërs 4 se fokus, binne in die gemeente. Ons weet wat ons dryf is, ons weet wat ons motivering is, die liefde vir Christus. Ons het die Here lief met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, ons wil iets vir hom beteken, ons wil, al kan ons hom nooit terugbetaal nie, ons wil vir hom iets beteken, en daarom vra ons, wat verwag u van ons? Wat kan ons vir u doen? En dis waarby ons stil staan. Dis wat Paulus vir ons gaan leer. Wat verwag die Here van ons binne in die gemeente? Ons eerste gedagte. Ons werk as gemeente is bewaar die eenheid. Ons lees Efesiërs 4 vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. So interessant, hy begin hierdie vers met, totdat ons almal, so hy sê elke gemeente lid, elke lid van die liggaam, is daar om die eenheid te bewaar. En dis waar Paulus begin. En dit maak vir ons sin, want as ons dink aan 'n weermag, as ons dink aan 'n groep soldate, as 'n weermag saamwerk, en hulle kan saam veg, nou dink ons aan die Amerikaanse weermag en die Japaneese weermag, wat daardie drills doen, wat hulle so almal op tyd is, en hulle werk saam. As daai manne in 'n oorlog ingaan, dan weet hulle wat om te doen. Maar as 'n weermag onder mekaar beklei, en daar stryd, en hulle sit met mekaar vas, hoe gaan hulle nog 'n vyand kan aanvat? Die woord leer dit vir ons, Markus 3 vers 24 en 25, hy sê, en as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie staan nie. As daar verdeeldheid is, hy kan nie staan nie, en hy sê, en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. So daarom, as ons gaan kyk na gemeentes in die verlede, wat se deure toegemaak is, waar begin dit? Met skeuring, verdeeldheid, bekleierery, en dan krimp 'n gemeente. So die belangrike gedagte wat Paulus hier vir ons sê, wat hy in Efesiërs deel, wat hy in ander boeke deel, maar hy lê klem daarop, is hy sê, kinders van die Here is deel van 'n eenheid. En as kinders van die Here, as gemeente, is die werk om daai eenheid te bewaar. Efesiërs 4 vers 2 en 3, dis nou waar Efesiërs 4 begin, hy sê,
met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Ons het so rukkie terug, dink ek het oor hierdie vers gepreek, maar hy sê die band van die vrede bewaar. En ons verstaan hoekom. As daar nie eenheid is nie, is daar nie vrede nie. As daar nie vrede is nie, is daar twis en onmin en bekleierery en daar is verdeeldheid. En 'n huis wat in homself verdeeld is, kan nie staan. So 'n gemeente kan nie vir die Here werk. Daarom moet daar eenheid wees, daarom moet daar vrede wees. Wat is die basis vir die eenheid? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God. Christus is die eenheid. Dis nie dieselfde siening of dieselfde politieke oortuiging of dieselfde wat ook al dit kan wees nie. Christus is die eenheid. So eenheid is net moontlik wanneer 'n mens leef en groei in die Here Jesus Christus as hy die middelpunt is van 'n mens se lewe. En dit gebeur natuurlik deur die woord van God. Die basis van 'n gemeente is die woord van God en die Here Jesus Christus. Die taak van elke kind van die Here is om die eenheid te bewaar. So as ons nou vra, wat is ons werk, wat is ons dienswerk, hoe lyk ons diensooreenkoms, as ons nou sê, maar ons is hier by die gemeente, die EG Kerk in die Weskus, wat moet ons doen? Die eerste ding, bewaar die eenheid. Gaan weer Efesiërs 4 vers 2 en 3 aanhaal. Hy sê, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dink julle dit was maklik vir die mense in daardie tyd gewees? Beslis nie. Hulle was Jode en Grieke en Romeine en alles bymekaar met verskillende sieninge, verskillende agtergronde, verskillende alles, en nou word hulle kinders van die Here en hulle eenheid is Christus. Dit was nie maklik gewees nie, maar hulle kon dit doen deur die Here Jesus Christus. So hy sê, verdra mekaar in liefde, mense verskil beslis, maar dit moet in liefde geskied. Die liefde wat Christus vir ons het, moet ons vir mekaar hê. Johannes 15 vers 12, dis my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So en ek dink ek het 'n ruk terug baie oor die liefde ook gepreek, maar ons moet mekaar in liefde hanteer. Nou die maklikste, praktiese manier wat 'n mens iemand in liefde kan hanteer, is deur een vraag. Ons hoor baie keer al hierdie woorde en ons hoor hoe mooi is dit en ons hoor al die goed, maar prakties, hoe doen ek dit? Hoe is ek lief vir die mense hier in my gemeente, al verskil ons? Een vraag. Hoe sou die Here Jesus die persoon hanteer? Dan verander die hele siening. Hoe sou die Here Jesus hulle hanteer het? Hoe sou hy liefde teenoor hulle gewys het? Verder, lees ons en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. So niks moet die band van vrede breek nie. Dis twis, afguns, jaloesie, stryery, skinder, enigiets wat vrede kan verbreek, hoort nie in 'n gemeente nie. Ons taak weer eens, deel van ons dienswerk, bewaar die eenheid, bewaar die vrede. So daarom, dit sny eintlik twee kante toe. Ek moet niks doen wat die vrede verbreek nie. Ek as persoon hier in die gemeente. Maar aan die ander kant, as ek sien, maar iemand is besig om die vrede te verbreek, hulle is besig om dinge te doen wat nie hier hoort nie, dan wat moet ek doen? Die woord sê vermaan. Wat is die woord vermaan? En ek het dit al verduidelik, ek gaan dit net vinnig weer verduidelik. Parakaleo is die Griekse woord. Ek beweeg langs iemand in, ek roep hulle terug. Dit wat jy doen is nie reg nie, kom terug. Maak reg. Kom ons wees deel van die eenheid. Dis nie 'n afstoot of 'n wegjaag of dis kom terug. So maak reg. Ons werk as gemeente in hierdie diensooreenkoms. Die eerste ding is bewaar die eenheid. Dink ek kan probeer verduidelik hoe belangrik dit is, maar mense sien eers die belangrikheid as jy sien hoe dit al gemeentes en kinders van die Here uitmekaar uitgeskeer het en seer gemaak het. Dan nou nog mense is wat nie eens hulle voete in 'n kerk sit nie oor sulke goed. Bewaar die eenheid. Die tweede wat Paulus vir ons leer in hierdie diensooreenkoms is, ons werk as gemeente
groei deur die woord. Efesiërs 4 vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. So groei deur die woord. Nou hy kom lê weer klem op die saamgedeelte. Hy sê terwyl ons in liefde die waarheid betrag. So dit gebeur in 'n gemeente, dit gebeur in daardie liefde, in die eenheid, in die vrede, word die woord van God verkondig, word dit gedeel, word daarin gegroei. En dan skryf hy, terwyl ons die liefde in waarheid betrag. Nou dis interessant, die Griekse woord vir betrag is spreek. Die waarheid spreek onder mekaar, so dis deel van die woord van God, met mekaar gesels daaroor en in lering, 'n prediker wat die waarheid bring. Dan sê Paulus verder, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Wanneer 'n mens groei in die woord van God, dan groei mens nader aan die Here Jesus. En ek het al baie vir u gesê, ek dink ek het dit laasweek ook gesê, 'n mens kan nie geestelik stil staan nie, jy beweeg vorentoe, of jy beweeg agteruit. Of ek groei, of ek krimp. Ons het vanoggend weer met die Sondagskool gesing, lees jou Bybel, bid elke dag, en dit gee jou krag, en toe sê Piet vir die kinders, die tweede vers sê, verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, en jy sal krimp. So groei of krimp, dis die twee opsies wat 'n mens het. So daarom belangrik dat ons as kinders van die Here groei in die woord. Wat is ons werk? Wat is die diensooreenkoms? Die woord sê, maak seker, julle groei in die woord. Moenie die woord van God verwaarloos nie. Dit help nie. Die kerk het die mooiste gebou, en die mooiste tuin, en die beste projekte, en die grootste fondsinsamelings. Maar die woord van God word verwaarloos nie. Dit help absoluut niks nie. Verwaarloos nie die woord van God nie. Waar begin dit? In ons binnekamer. Waar ons tyd met die Here spandeer, waar ons sy woord lees, waar hy leer, waar hy met my praat, waar hy my laat groei, en dan bring hy my by 'n gemeente, en dan groei ons ook saam as gemeente. Petrus skryf ook in 2 Petrus 3 vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker, Jesus Christus. Weereens, as 'n mens die geskiedenis gaan kyk, nou ek gaan nie voorbeelde noem nie, ek gaan nie enigiets uitlig nie, maar as 'n mens die geskiedenis gaan kyk, baie keer, wanneer het mense begin met dwalings en verkeerde sieninge en verkeerde leringe, waar hulle self afsonder. Dis ek, en dis my koninkryk, en dis my dit, en dis ek hier op my eie, en dan begin hulle met vreemde dinge. 'n Baie goeie voorbeeld daarvan is die Jehova-getuies. Weet jy hoe die Jehova-getuies begin? Man het homself afgesonder, hy het gesê, "Sjoe, maar ek's bang vir die hel, dit klink nie reg nie. Kom ons verander dit. Kom ons haal die hel heeltemal uit die storie uit." En dit was 'n begin van 'n, ons weet hoe groot hulle vandag is. So daarom, saam met 'n gemeente, ons moet saam dien. Dit het reg deur die woord so gebeur, die Ou Testament, die Here begin met die tabernakel, dit gaan oor tempel toe, kom Nuwe Testament toe, gemeente, kinders van die Here dien saam en hulle groei saam in die woord van God. So weer eens man, het ons werk as gemeente, ons moet seker maak ons groei in die woord. Die belangrike gedagte, die kern wat 'n kerk by mekaar hou, is die woord van God, en natuurlik saam met dit die groei in Jesus Christus. Die woord van God. Ons ken mos die warmkole gedagte. Kole wat by mekaar lê, bly warm, maar as 'n kool afrol en hy gaan lê daar op sy eie, dan gaan hy dood. Ons sal geen hitte om hom aan die gang te hou nie. So saam. Kinders van die Here wat saam groei in die woord. Dan die derde en die laaste gedagte wat Paulus in hierdie paar versies noem, binne in die gemeente, is ons werk as gemeente, is ondersteun. Ondersteun, Efesiërs 4 vers 16, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind, deur die ondersteuning, en daar kry ons die woord, die ondersteuning, wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van Christus bevorder vir sy eie opbouing in liefde.
So die gedagte wat Paulus nou kom oordra weer, hy noem dit in Korintiërs ook, is die liggaam gedagte. Hy sê 'n gemeente, 'n kerk, is lede en hierdie lede vorm saam 'n liggaam en dan lig hy dit mooi uit. Hy sê deur die ondersteuning wat elke lid gee. Dis hoe 'n liggaam funksioneer. Deur ondersteuning van die lede. Ons weet nou baie goed, die Here het die liggaam bymekaar gevoeg. Hy het ons die dag toe ons lewens vir die Here gee, toe maak hy ons deel van hierdie liggaam en ons het die Gees en die Gees bind ons aan mekaar vas, sê die woord van die Here. En die Here gee gawes aan sy kinders en hy gee sy kinders aan die gemeente. So dis hoe die wiskunde van die Here werk. Hy gee vir die mense en hy gee die mense vir die gemeente, sodat hulle ondersteun, sodat hulle saam kan goed werk. Nou gee die Here verskillende sterkpunte, talente. Mense kan sing, wat ek en ander nou weer nie kan doen nie. Party mense kan goed organiseer, party mense is goed met kinders, party mense is goed met versorging, sorg dra vir mense, party mense het 'n hart vir sending, party is entoesiasties, party het baie tyd, en so seën die Here mense met klomp verskillende genadegawes, wat ook al aan ons kan dink, wat ons ook al kan noem, en hy sê hy gee dit vir hulle, om dit te gebruik vir die liggaam van Christus, om dit te gebruik vir die opbouing van die liggaam. So nou dink ons weer aan 'n voorbeeld en ons dink aan as 'n mens moet bou. Nou dink aan hierdie gebou waarin ons nou sit. As ons nou vandag hierdie gebou aan mekaar moes sit, het ons mos verskillende materiale nodig. Ons het stene nodig wat daar in die muur is, ons het sement nodig, ons het 'n fondament nodig en die pleister, maar ons het ook hout nodig vir die dakkappe. Dis wat trusses in Afrikaans is, né? Dakkappe, is ek reg? Okay, ons het dit nodig, ons het die hout nodig vir die deur wat daar inkom, ons het vensters nodig, dat daar kan lig inkom en dat mense kan uitsien, en ons het al die verskillende goed nodig, teëls vir die stoep, mat vir die binne, ons het dit alles nodig. Sonder die verskillende materiale kan die kerk nie voltooi word nie, hierdie gebou nou. Nou sê die Here vir ons is lede, ons is soos hierdie materiale, waar sonder die bouery nie kan voortgaan nie. Hy sê daar in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid ly al die lede saam, as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So as ek die hout is, en ek is nie betrokke nie, wat gaan dan gebeur? Nou kan daar nie dakkappe wees nie, hoe gaan die dak bo gehou word? As ek die sement is, dan staan nie 'n fondasie nie, hoe kan ek 'n plek bou sonder 'n fondasie? As ek die bakstene is, al hierdie goed werk saam om uiteindelik 'n eenheid te vorm. En dis presies hoe dit in 'n gemeente werk. As die persoon wat 'n hart vir sending het, nie daar is nie, dan lei die sending. As die persoon wat goed is met organisering nie daar is nie, dan is dit nie georganiseer nie. As die persoon wat sorg dra vir mense nie daar is nie, dan voel mense in die gemeente, niemand sorg vir hulle, niemand gee om nie. En so kan ek honderde voorbeelde noem. Maar met die punt, elke persoon se ondersteuning is nodig. Want saam maak dit 'n eenheid. So ons as kinders van die Here se werk, se diensooreenkoms, dit wat die Here van ons verwag, is dit wat die Here vir my gegee het, wat ek die gemeente mee kan ondersteun. Ek moet dit doen. Nou redeneer ons miskien, maar dis 'n klein gemeente. Ons is nie so baie om te doen nie. Ons het mos min goedjies. Maar hoeveel te meer kom 'n mens dit agter in 'n klein gemeente as daar 'n lid nie daar is? Wat gebeur dan? Dan wil een materiaal alles doen. Dan wil jy die mure van sement bou en die vloere van sement bou en die dakkappe van sement bou en dit werk nie. So dan lei die gemeente. Mens kom dit soveel meer agter in 'n klein gemeente. So wat kan ons doen? Ons kan ondersteun. Die Here het my geseën met verskillende goed. Dit kan sterkpunte wees, dit kan talente wees, dit kan tyd wees, dit kan finansies wees, dit kan kennis oor 'n sekere gebied wees. Alles wat die Here my mee geseën het, kan ek vir hom gebruik. Maak nie saak wat dit is nie. Ek kan dit vir hom gebruik. En soos die woord leer, as my dienswerk ontbreek, dan lei die liggaam van Christus. Dan probeer iemand anders om my werk in te vul en dit werk nie altyd. Ek is nie daai lid wat daar moet wees nie. So deel van my dienswerk is ondersteun
tot opbouing van die liggaam van Christus. En daarmee sluit ek af. Dis net hierdie 3 goed wat Paulus hier noem in die diensooreenkoms van hierdie gemeente in Efesiërs 4. En hy herinner ons daaraan, ons is gemeente en ons moet ons plek inneem in die gemeente en ons werk daar is 3 goed wat hy noem. Ek moet die eenheid bewaar, ek moet groei deur die woord en ek moet ondersteun deur my genadegawes. As ek dit doen, dan groei die gemeente. Dis die diensooreenkoms. En as ons kyk wat die loon is, as ons kyk wat die Here Jesus vir ons gedoen het, wat hy vir ons gegee het, daai liefde en die liefde wat ons ontvang het en daai liefde dring ons, dan is niks te veel gevra. Wanneer ons dit doen, dan beteken ons iets vir hom. Dan is ons gemeente geestelik gesond. Ons verdiep in die woord, ons ondersteuning. En ons kan kragtig vir die Here werk. Die evangelie kan effektief uitbeweeg. En 'n gemeente kan groei. So daarom maak ons seker, ons doen wat die Here van ons verwag as deel van 'n gemeente. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons begin hierdie gebed nou net deur vir U dankie te sê. So ons dink aan Paulus wat skryf, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So ons dink aan die gedeelte wat hy sê, U wat opgevaar het, hoe anders as U wat eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde, Here, U het vir ons gesterf. U was in die graf gewees, sodat ons kan lewe. Maar U het ook opgestaan uit die dode, U het vir ons oorwinning gegee, oorwinning wat ons kan smaak, ervaar, wat ons kan sien in ons lewens. En so kom U, Here, en U sê vir ons, nadat ek dit alles vir jou gegee het, hier is wat ek van jou verwag in 'n gemeente. En weer eens, ons bid net, Here, vir bereidwilligheid, dat ek sal sê, ja, Here, wys vir my, help my, dat ek hierdie werk kan doen. En dankie, Here, vir die gemeente wat ons het, dankie vir die gemeente wat ons seën, en ook al die positiefhede hier, Here, die selfstandigheid wat ons op pad is om te bewaar, Here, en alles anders so, wat U vir ons gee, kan ons net kom dankie sê. En ons bid, wees dan met ons, Here, deur hierdie dag, deur hierdie week, help dat ons lig vir U sal laat skyn. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so voor ons sing, is nou eintlik 'n afkondiging wat ek nou in die begin nie genoem het nie, want daar was so baie afkondigings gewees. Ek het vir u gesê, een van ons gemeente se behoeftes was nog altyd selfstandigheid gewees. Tot en met Dominee Andries was die gemeente onder die SEK gewees, wat die sending en evangelisasie kommissie is. So hulle was oorsigtelik gewees en na dit toe het na Dominee Hoedver toe die ring oorgeneem. So toe sorteer ons onder die sorg van die ring. En vir die eerste keer in die gemeente se geskiedenis kan ons selfstandig wees. So ons het met ons kerkraadsvergadering besluit, ons wil graag selfstandig wees. Ons het 'n ring vir die ringe skrywe gestuur en hulle het vir ons gesê, ons sal julle selfstandig verklaar, ons aanvaar dit. So al wat ons nou moet doen, is ons moet nou na 'n datum kyk as gemeente en dan gaan die ring ons selfstandig kom verklaar. So die gedagte is so ver, maar dis nog nie vas nie, is saam met ons 20 jaar feesvieringe, November, dat ons gemeente nou 20 jaar oud is, dat ons dit miskien saam met dit doen. Maar dit is in die pipeline en die ring het dit klaar goedgekeur. So ons gemeente is op pad na selfstandigheid. En weer eens, ons dank die Here net daarvoor. Kom ons staan, dan is ons verlosser en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Gees wees en bly met u elkeen. Amen.